Jesus preached that there is no triune God. En jy sal sien, dit is soos 'n cult. Dit is soos hulle hele ding wat hulle ran is niks minder as 'n cult nie. So baie van julle het positief reageer op my vorige video wat ek gemaak het oor verskillende pastore, dat ek kon nie anderste as net nog 'n video maak. Ek wil julle kan self in die kommentaar gaan kyk, dis net positiewe kommentaar op positiewe kommentaar. Dis 'n grappie, ek weet baie mense hou nie van nie. Ek wil net vir julle weer eens wys en sê dat hierdie is 'n Bybelse ding wat ek hier doen. Dit is absoluut wat die woord van God vir ons sê, is om pastore te meet aan wat die woord van God sê, om enige valsheid uit te wys. Julle wat sê, moenie judge nie, julle weet nie wat die Bybel sê nie. Wanneer die Bybel praat van moenie judge nie, het ek dit al verduidelik. In Matteus 7 staan daar duidelik, do not judge, en dan die res van die hoofstuk verduidelik jy hoe judgment werk. So hy sê, as jy die balk uit jou eie oog uithaal, dan is dit eintlik jou verantwoordelikheid om na ander ouens te kyk en sê, ja, ek het nou die balk uitgehaal, nou gaan ek vir jou die splinter in jou oog uitwys. En dit is dan 'n bevel wat ons het om dit te doen. Ons moet valsheid uitwys, ons moet leringe toets met die skrif, en deur dit kan mense 'n ranglys maak. Nou, net weer eens wil ek vir ouens wat, hierdie is maar net 'n moderne manier om dit te doen. Jy weet, hierso op Teermaker kan jy gaan kyk op die internet, is maar net 'n moderne manier om mense te rangskik, sodat ek vir jou iets kan leer uit die woord van God, en vir jou sê hoekom ek sekere ouens goedkeur en sekere ouens nie goedkeur nie. So dit is wat dit 'n Bybelse praktyk maak. En besef, jy doen dit ook in jou kop. As jy vandag besluit het, ek gaan na hierdie pastoor se preek luister en nie na hierdie een, het jy ook 'n lys in jou kop. Verstaan jy, ons almal doen dit. Ek sê gereeld op hierdie kanaal, wat weet ek is maar net 'n ou met 'n Bybel, maar en dit het ek natuurlik. Kyk, Spencer Smith het dit by my geleer. Ek het dit nie by hom geleer, Spencer Smith het dit by my geleer. Maar dit wys net vir julle dat baie ouens vra wie jy om hierdie mense uit te wys, en dit is maar net dit. Ek is net 'n ou met 'n Bybel, en ek vat die Bybel, ek pas daai beginsels toe, en ek het hierdie lys vir julle volgens dit gemaak. So laat weet my in die kommentaar, wat dink julle hiervan? Hierdie is regtig met die idee om jou iets te leer oor die woord van God. En die sekere ouens wat ek dink hiervanaf moet wegbly, wat vals leraars is, en mens moet hierdie ouens in die lig bring. Ons kan nie stil bly oor hierdie goeters nie. Dis jou as Christen se werk ook. Julle weet dit. As jy weet iemand is 'n vals leraar, jy verstaan dat dis 'n Bybelse bevel om daai persoon uit te wys. Om stil te bly daaroor is die nie Bybelse ding. Dit is die eerste ding wat ons moet uitsorteer. Maar kom ek gee dit net vir julle. Ons gaan altyd eers op hierdie kanaal na die skrif, en dan sal ons bietjie dieper in die ander goeters gaan. So, eerste deel hierso, Romeine 16 vers 17 sê, Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned and avoid. So hy sê, merk en vermy hulle. En dis my idee. Almal wat ek hier vandag in die F-tier kategorie sit, merk en vermy hulle. Moenie eers naby daai ouens gaan nie. Dan 1 Timoteus 5 vers 20 is altyd 'n gunsteling op hierdie kanaal. Then that sin rebuke before all, that other also may fear. Before all. Wanneer daar sonde is, hierdie praat spesifiek van pastore by the way. Wanneer 'n pastoor sondig, moet ons gaan en dit voor almal wys, sodat anders mag vrees. 'n Pastoor moet in vrees doen wat hy doen. Julle verstaan dit. Mense kan nie net daarvoor gaan staan agter 'n preekstoel en sê wat jy wil sê en doen wat jy wil doen nie. Jy is besig om die woord van God vir mense te leer, en dit is so belangrik dat ons alles reg het en alles doen volgens wat die woord van God vir ons sê. 1 Johannes 4 vers 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are from God, because many false prophets are gone out of the world. En die manier wat ons hierdie try, is deur te kyk, is dit in lyn met die woord van God. Ons vergelyk dit nie met hoe ons voel, gee hierdie pastoor vir my 'n goeie gevoel nie, hou ek van die manier hoe hy lyk, jy weet, het hy 'n goeie haarstyl wat hy dra, is hy bietjie geoefen, is hy 'n ou wat in shape is, niks van dit maak saak nie. Wat saak maak is, leer hy jou die woord van God. Is hy besig om die woord van God te expose it? Vat hy die woord, leer jou wat daar aangaan, en dit is die werk van 'n pastoor. Ephesians 5 vers 11 sê, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Moet niks te doen het met die boosheid nie. Moet niks te doen het wat nie van God afkom nie, en inteendeel sê hy, reprove them. Wys dit uit, draai jou rug daarop, dis wat die Bybel oor en oor sê. En dan Titus 1 vers 13, this witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. So, as jy my hart verstaan van hierdie doen ek, sodat hierdie pastore eintlik by die Here uitkom. Nou, meeste van hulle sal nie bekeer nie, meeste van hulle kan jy hoe uit die Bybel uitwys, hierdie is vals, hierdie is verkeerd, en hulle sal aanhou dit doen. Vir meeste Christene gaan jy ook wys, en ek kan vir jou presies uit sy mond uitwys hoe hy kettery versprei en valsheid gee. Kettery is heresy, as jy nie daai ken nie, maar ek raak nou 'n taalpurist. Almal van julle wat my so houe gee in die kommentaar, ek gaan nou my Afrikaans skoon maak en niks meer Engelse woorde gebruik nie. Alright. Ons sal maar kyk hoe lank dit hou, maar in elk geval, hier is ons teerlys. Ek het paar mense het gekla oor die klere en julle was reg. Ek het die boonste een het ek
blou gemaak en die F is rooi. So bo S is natuurlik die hoogste wat dit kan wees. Hierdie is 'n uitstekende leraar. Ek sal hom heeltemal recommend en in F is dit hy's 'n ketter. Hy's nie in lyn met die woord van God nie en hy moet totaal en al vermy word. Nou kom ek gee julle net verder duidelikheid wat hier aangaan. Almal van B af op is ouens wat ek sal aan julle voorstel en sê gaan luister na hierdie ou, leer by hom, hy gee jou baie goeie goed leer, uit al vir my baie goed geleer. Almal van D af, D en F bly van al weg. F is totaal en al ouens wat deel is van cults, ouens wat nie wedergebore is nie en gaan hel toe gaan vir ewig. En die mense wat hulle leer en hulle maniere volg, gaan ook hel toe gaan vir ewig. So dit is die F kategorie. Nou C is soos middel, soos dit kan enige manier gaan. Dis soos as hy sekere goeders verander, kan mense hom dalk recommend. As hy nie sekere goeders verander nie, is hy verwyder van die woord van God en moet ons wegbly. So dit is net dat jy verstaan. Nou, die groot ding wat ek wil hê mense met jy uitkry is wie ek vir jou recommend, wie ek voorstel en wie ek nie voorstel. Dis eintlik die belangrikste. Tussen A, B, jy weet, S, dit is maar net meer 'n subjektiewe ding wat ek met julle deel. Maar kom ek sê vir julle, die S-kategorie is genuine soos ouens wat ek dink, ek het geen enige reservation om vir jou te sê, volg hierdie ou, wat hy vir jou gaan leer is van die woord van God. So, dis maar die idee van die. So, ek hoop julle leer iets. Nou kom ek sê, baie ouens het kommentaar gelewer op die eerste video wat ek gemaak het van die, en ek het sekere ouens gevra, waar sal ek hulle sit? So, ek het baie van daai ouens gevat, en dan 'n paar van my eie ouens. Nou kom ek sê vir julle van die begin af, ek dink hierdie is 'n meer positiewe lys, en ook wat ek gaan doen is, as ek 'n ou in die F-kategorie sit, dan sal ek vir julle uit sy eie mond uit goeie speel wat hy sê en hoekom ek hom in die F-kategorie sit, want ek wil nie ou verkeerd aanhaal nie. Dis baie verkeerd om ou verkeerd aantal of net omdat ek gehoor het, jy weet hierdie ou is 'n vals profeet. Ek wil glad nie dit doen nie. Ek wil seker maak ek wys vir julle dat hy self gesê het 'n sekere ding en daarom sit ek hom as 'n ketter. Alright, so kom ek vat julle net gou deur wie almal ons het. Ons het hier vir Woddy Bakum, hier's Miles Monroe, hier's ons Justin Peters, hier is Ken Ham, Robert Breaker, Stephen Meyer, dan ons vir R.C. Sproul, ons het vir Chuck Missler, vir Wes Huff, hy's nie regtig 'n pastoor nie, maar ook 'n bekende Christen YouTuber, Benny Hinn, ons het hierdie is Zander Strydom, bietjie Afrikaanse man, Dani Botha, Mark Driscoll, en hier's Vlad Chevicek, weet jy hoe spreek jy daai van uit nie, maar Vlad Shavaka. Kom ons val hier weg, en ek gaan ook vir julle mooi verduidelik hoekom ek 'n persoon sit waar ek hom sit, en wat is die doctrinal issues van die ou. So, met dit, hier gaat ons. So, eerste hier het ons vir Woddy Bakum. So, Woddy Bakum is onlangs ongelukkig oorlede, maar hy was 'n absolute eyster in die geloof. Kom ek sê vir julle, soos van sy preek, hy het van die beste preke gepreek wat ek al in my lewe gehoor het, soos sonder twyfel. Nou, in my vorige video het ek julle gesê, die groot probleem van Woddy Bakum is, hy's 'n Calvinis. So, en ons het al baie op hierdie kanaal gepraat van Calvinisme, en ek het gesê, die hoogste wat 'n Calvinist kan wees is 'n B-teer. Hy kan nie hoor as 'n B-teer wees, en ek gaan nou vir julle 'n bietjie meer verduidelik hoekom. Nou, kom ek sê vir julle, as jy praat van preking, lering, alles wat jy by Woddy Bakum kan leer, behalwe Calvinisme, is dit alles S-teer. Soos hoe hy preek al daai goeders. Maar die ding is, Calvinisme het so groot hou vas, in my opinie, op hierdie ouens se hele boodskap en alles wat hulle vir mense leer. Nou net vinnig, as jy onseker is wat Calvinisme is, dis basies die idee dat God soewerein is oor alles op aarde, tot die mate dat hy besluit wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe, sonder dat ons enige keuse het in dit. So jy kan nie besluit om vir God te kies nie. Nou, as jy gaan kyk, onlangs was daar 'n debat wat James White gehou het met 'n Mormoonse ou, en dit het gegaan oor, die titel is the God of Calvinism reprehensible, of jy weet, soos 'n immorele God, as ek dit nou eenvoudig kan stel, en natuurlik ondersteun ons geen Mormoonse doktrine of enigiets soos dit nie, maar die ou het 'n illustrasie gebring, en ek wil daai illustrasie vir julle ook gebruik, en net vir julle verduidelik hoekom ek so erg is oor Calvinisme, hoekom ek dink dit is so gevaarlike lering, so, en hoekom dit nie die is wat die Bybel vir ons sê nie, hoekom dit nie deel is van wat die woord van God vir ons leer nie. So, hy het die illustrasie gebruik van, sê nou maar, daar is 'n pa, wat saam met sy 4 kinders is, en hulle is op 'n rivier, en daar gebeur iets en die boot begin sink, en hy moet sy kinders red. Nou, hy het genoeg tyd en die vermoë om al 4 te red. Maar hy kies om 2 te red, jy weet, te vat na die kant toe, hulle gaan aanhou lewe, en 2 los hy. Nie omdat hy nie tyd gehad het nie omdat hy nie wou nie, maar net vir een of ander rede los hy daai 2 om dood te gaan. Is daar enige iemand wat dink, dit is 'n morele persoon wat dit doen?
Is daar enigiemand wat dink, o ja, hierdie pa is 'n morele mens dat hy dit gedoen het. En dis presies wat Calvinisme leer. Hulle leer dat as jy al 5 van Tulip se goeders onderhou, dan glo jy dat God kies mense vir geen iets wat hulle gedoen het of vir geen rede wat hy hulle regtig kies nie. Dis unconditional election maar hy kies iemand anderste. En dis die probleem van dit. Soos unconditional election en limited atonement, beperkte versoening is net nie wat die Bybel vir ons leer. Oor en oor in die Bybel. Toe ons die debat gehad het met die Calvinus, oor en oor het ek gewys verse wat sê God is not willing that any should perish. Whosoever believeth on the name of the Lord will be saved. Whosoever, dit sluit almal in. For Christ has appeared to all, soos wat Titus 2 vir ons sê. So ek bedoel, dis net, die skrif is oor en oor en oor. Redding is vir almal beskikbaar, maar jy moet besluit uit jou vrye wil uit om vir Christus te kies. As ons nie 'n besluit het in hierdie ding nie, is dit presies soos 'n illustrasie wat ek vir julle gewys het. En die slegte ding boonop dit alles is daar's nie verantwoordelikheid nie. Jy het nie verantwoordelikheid om God te kies nie, want jy kan hom nie kies nie. Dis wat total inability vir ons leer. So meer, as jy wil meer weet oor Calvinisme, moet jy dit gaan bestudeer, maar wie en sê ek hou by my guns, ek dink is 'n gevaarlike lering, want daar sit mense in kerke wat soos 'n Calvinistiese leier het, en as hy hierdie tipe leringe vir mense leer, sit hy daar en hy dink, hoorie, maar ek het nie 'n besluit oor hierdie ding nie, so ek hoop maar net God kies my. So ek het nie 'n verantwoordelikheid om enigstens volgens sy woord te lewe nie, want hy het klaar besluit wat hy gaan doen. So dis net wat determinisme vir ons leer, en ons het al baie daaroor gepraat, maar in elk geval, dis hoekom ek sê, mense kan baie leer by Calviniste. Ek sal vir julle sê, gaan luister Woddy Baucham se prediking, maar sodra hy in 'n Calvinistiese rigting ingaan, moet ons agterkom en identifiseer dat hierdie is nie wat die Bybel vir ons leer. Ek dink net dit is so eenvoudig soos dit. En ons het ook in daai debat het ons baie gepraat. Romeine 9 is basies, sal ek sê, die Calviniste se sterkste hoofstuk, en ek dink ek het ordentlik deur dit gegaan en gesê hoe mens deur 'n nie Calvinistiese lens alles van dit kan harmoniseer, en gaan kyk bietjie dit. Dan het ons Miles Monroe. Nou, hier moet ek vir julle speel wat Miles Monroe self sê. En ek weet daar seker 'n paar mense wat na sy goeders luister. So kom ek speel vir julle wat hy self gesê het, en dan besluit julle in wat se teer hy hoort. The people on your job really ain't Christians right now, because you are preaching to them Jesus Christ. Boy, it's tough to teach this. I feel like a man in the desert by myself. See, that's not what you're supposed to preach. You preach the kingdom of God to the folks on the job. Tell them that you can get your citizenship back. There is a kingdom that belonged to you before you was even born. You were born to be a part of a government rulership that have dominion of the earth. Your conditions not supposed to control you. You're supposed to control them. Your circumstances are supposed to run your life. You're supposed to run your circumstances. You're supposed to be dominating your finances and your emotions and your problems. You're supposed to be on top of this thing. Folks want to hear that. Hoor julle? Folks want to hear that. Hulle wil hoor, hulle kan beheer uitoefen en dominion uitoefen oor hulle finansies en hulle omstandighede en al hierdie goed. So ek bedoel, hy het net daar gesê, moenie Jesus vir die mense preek nie. Nou ek gaan verseker, gaan daar ouens wees wat sê, ek vat hom uit konteks uit, julle kan sy hele video gaan luister, is letterlik wat hy sê. Hy sê, ons moet hierdie koninkryk beginsels vir mense leer, en sy view van die koninkryk is dis hier, nou, op aarde, jy kan jou lewe hier beter maak, die koninkryk is nou vir jou beskikbaar. Ons sal 'n hele video oor alles van dit doen. Ek dink meeste van die goed wat hy aanhaal, praat van die millennial koninkryk, maar dit is nou 'n video vir 'n ander dag. The only creature that God gave authority in the earth legally to is a spirit in a dirt body. That means any spirit without a body is illegal on planet Earth. But here's the bigger statement. Even God himself is illegal on earth. Why? Because he is a spirit. And the law he set up by his own mouth was that only spirits with bodies can function on earth legally. That's why God could not interfere when Adam and Eve was, kind of deliberating on the fruit environment there in the book of Genesis. Okay, so julle hoor wat sê hy daar? Hy sê soos dat God nie kan interfereer op die aarde nie. Nou, ek het nou net 'n Calvinis uitgehaal, maar hierdie soos vat weer die ding heeltemal in 'n ander rigting. Hierdie vat dit weer in 'n rigting van soos ons het al die mag, ons het al die beheer. Ons is dies wat die dominion op die aarde moet uitoefen. En ek bedoel, dis net hierdie grens van aan baie Gnostic en New Age tipe teachings, dat ons is dies wat al die beheer en die mag het in die wêreld, en ek bedoel, dit is net 'n duidelike valse lering. Hierdie idee van
God kan nie 'n invloed op die wêreld hê nie. Ek bedoel daar's oor en oor voorbeelde van soos Ananias en Safira waar God hulle laat dood neerslaan het in daai oomblik. So ek bedoel daar's duidelike tye wat God 'n impak het op die wêreld en jy weet natuurlik is hy die een wat beheer het oor die wêreld en nie een of ander mens nie, maar soos julle ook gehoor het in daai vorige klip, hy praat hierdie ernstige prosperity teaching, so ek Prayer is man giving God permission or license to interfere in earth's affairs. In other words, prayer is earthly license for heavenly interference. That's incredible. That is incredible. God could do nothing on earth. Nothing has God ever done on earth without a human giving him access. So he's always looking for that somebody. Always looking for a human to give him power, permission. In other words, God has the power, but you get the permission. God got the authority and the power, but you got the license. So even though God could do anything, he can only do what you permit him. ek bedoel as jy nie weet hoekom is dit 'n absolute vals lering om te sê God kort jou permissie om iets te doen. So ek bedoel dis so little God's doctrine, alles gaan oor die mens. Dit is dis hoekom ek sê Miles Monroe is 'n duidelike vals leraar en mens moet heeltemal sy leringe vermy. Hierdie is wat jy noem isegese. Dis om in die teks in te lees. Jy het een of ander agenda, jy het een of ander teologie wat jy wil vorentoe dryf. En dan sit jy goeders in die Bybel wat net eenvoudig nie daar sê. God kort nie jou permissie om enigiets te doen nie. So ons moet hom verseker merk en vermy vir Miles Monroe. Ek dink hy's 'n valse leraar. Soos hierdie leraars wat hy hierdie teachings wat hy hier gemaak het is so ernstig verwrong dat ek kan hom glad nie vir julle recommend nie. Dan volgende het ons vir Justin Peters. Nou weer eens Justin Peters is 'n eyster. Ek dink daar het baie ouens gesê soos die video's wat ek maak is baie in lyn met hoe hy dit doen en ek weer eens stem saam met omtrent alles wat Justin Peters leer behalwe sy Calvinisme. Hy's ook 'n ernstige Calvinist en dit maak dat die hoogste wat hy kan gaan is beteer, maar as jy wil gaan kyk al die goeders wat hy doen teen die charismatiese kerk, teen klomp sekere vals leraars, ek sal alles dit vir julle recommend. Onthou wat ek gesê het, alles van B af op is ouens wat ek recommend, maar nog steeds moet my sensitief wees vir sy Calvinisme wat hy leer en verstaan hoekom is dit nie deel van die woord van God nie. En dan Ken Ham is 'n absolute eyster. So alles wat Ken Ham uitbring stem ek mee basies saam. Ek dink Young Earth Creation is een van die belangrikste goeters vir ons kerk om reg te verstaan. Ek dink nie Old Earth is enige iets wat ons kan sien in die Bybel nie. En ek sal vir sy YouTube channel is Answers in Genesis en ek sal julle voorstel om sy goeters te volg. Hy's 'n baie goeie leraar. Dan's vir Robert Breaker is ook maar julle sal ook hoor baie van sy leringe is ook sterk teen Calvinisme en ek stem saam met basies alles van sy goeters behalwe sy eindtydsiening met te doen met die tydsberekening van die wegraping. So hy's 'n pre-trip ou en ons het baie video's oor dit gedoen op hierdie kanaal, maar pre-trip, kom ek sê vir julle pre-trip is nie iets wat jou van 'n S af na 'n A toe sal vat nie. Ek sal Robert Breaker heeltemal vir julle voorstel. Hy's 'n King James only ou, hy's 'n Baptist en julle kan gerus sy goeters gaan kyk. Maar nee, hy het baie goeie leringe oor die eindtye ook, maar ongelukkig stem ek nie saam met hom met sy gevolgtrekking dat ons in 'n pre-trip rapture sal wees. Die wegraping sal eers gebeur na die verdrukking en ons het baie daaroor gepraat. Ons sal nog video's in die toekoms maak oor daai onderwerp. Dan het ons vir Stephen Meyer. Stephen Meyer is hy's seker een van die slimmer ouens op hierdie lys. Baie slim ou, maar hy's 'n Old Earth ou. En kom ek sê vir julle, Old Earth in my opinie is 'n baie groot probleem. En die rede vir dit is Old Earth leer vir jou, dit is 'n totale oortreding van Romeine 5 vers 12. So Romeine 5 vers 12 leer vir ons, wherefore as by one man sin entered into the world and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. So met ander woorde, daar is net dood in die wêreld omdat Adam gesondig het. Nou in 'n Old Earth maak dit nie sin nie. In 'n Old Earth het jy hierdie miljoene jare van dood en siekte en suffering en al hierdie goeders voor Adam en Eva enigsins op die spel kom. Voordat Adam en Eva enigsins in die wêreld is. Nou wat hierdie ouens gedoen het, is hulle het 'n groot begeerte gehad om gesien te word deur sekulêre akademie. Soos die akademiese wêreld het hulle 'n smagting daarvan gehad om relevant te wees en dat hulle nie wil soos die dom ouens wees wat glo in 'n young earth en die aarde is net 6000 jaar oud. Ons kan nie daarin glo nie. So ons moet die Bybel compromise om by die old earth model in te pas. By hierdie konsep van miljoene jare en biljoene jare en die dinosaurs het daai tyd gelewe nie saam met mense nie. En al hierdie goeters is net nie wat die Bybel vir ons leer nie. En op die einde van die dag maak dit dat jy 'n karaktereienskap aan God sit wat hy nie gemaak het nie. Want dan sê jy, as jy old earth is, dan moet jy sê God het death, disease en suffering gemaak voor Adam en Eva gesondig het. So verstaan jy, dit in my opinie is 'n
is 'n heresy. Dit is 'n groot misleiding. Is nie in lyn met wat die woord van God sê nie. So ek wil nie wetenskaplik relevant wees nie. Ek wil groot wat die woord van God sê. En daar's natuurlik baie bewyse dat die aarde nie biljoene jare kan wees nie. As hulle eerlik is en regtig na die bewysstukke gaan kyk, wat in die wêreld is, sal hulle sien dat die aarde is jonk. Die aarde is net 6000 jaar oud en verseker leer die Bybel vir ons dat die aarde net 6000 jaar oud is. So ek sal hom in 'n D sit. Ek sal hom nie recommend nie omdat hy ek sal moeilik enige old earther recommend. Om eerlik met julle te wees, dis vir my 'n belangriker doktrine as wat Calvinisme is. Soos Calvinisme is 'n groot storie, maar 'n old earth is vir my dit maak 'n totale afbreek aan God se karakter. Dat is vir R.C. Sproul, so hy sal saam met die ander Calvinists gehad, ook 'n great leraar. Ek sal hom voorstel, geluister sy goed, maar weer eens Calvinisme is die max wat jy kan kry is 'n B. Dat was vir Chuck Missler. Nou ek hoop julle ken vir Chuck Missler. Chuck Missler is uitstekend. Daar's geen ander plek wat hy sal gaan as S-teorie. Ek sal seker sê hy is die slimste ou op hierdie lys. As ek praat van hoë intelligensie, is lekker om na hom te luister. Hy ken die Bybel, dink ek beter as omtrent enige ou op hierdie lys. As jy ook gaan kyk, so wat Chuck Missler gedoen het, is hy was 'n cryptographer en dit is 'n ou wat soos in die weermag was en geprobeer het om die vyand se geheime boodskappe wat hulle vir mekaar gestuur het te ontleed en te ontsyfer. So ek bedoel dit is wat 'n interessante werk is dit nie, en hy het net totaal en al verlief geraak op die Bybel. Hy is ook ongelukkig oorlede, maar ek sal al sy leringe vir julle aanbeveel. Hy is net ook weer eens 'n pre-trip en dis wel interessant. Ek sou graag wou gehad het as mens vir hom gewys het, jy weet, soos die eindtyd posisie wat ek nou al op hierdie kanaal vir julle voorgestel het, wat hy sou gesê het al. Maar dit voel vir my vir baie van hierdie ouens is net nie bewus van die post-trip pre-rev posisie nie, want hulle probeer die hele tyd die dispensational siening van skrif onderhou, en dit is die agtergrond wat hulle na die skrif toe gaan. En ek is ook 90% dispensational, maar ek sou nogal wel geweet het as mens met so ou kon praat en sit en wys wat die post-trip pre-rev posisie leer, wat sal hulle so gesê daaroor. Maar as jy bietjie deur sy goed gaan kyk hoe meer hy doen omtrent die hele Bybel, maar as hy Daniël 8 doen, gaan kyk hoe Jippo hy Daniël 8 en gaan kyk hoe Jippo hy Matteus 24 vers 29 tot 31. Daai tekste het ek altyd gesê die pre-trip manne, hulle vermy daai tekste en het net nie 'n antwoord vir wat daai tekste vir ons sê nie. Dan Wes Af uitstekende werk gedoen om vir Billy Carson te, jy weet, hom verkeerd te bewys. Ook jy kan ook sien 'n baie intelligente ou, lekker ou na te luister, maar die issues vir my met Wes Af is op Joe Rogan se podcast. Toe ek bedoel Joe Rogan het al gesit en gevloek en gelaster en ek bedoel Wes Af het net niks gesê daaroor nie. Nou ek bedoel dis een ding, ek maak nou asof ek altyd 'n ou sal uitwys as hy laster of so. Ek sal dit dalk nie die eerste keer doen nie, maar bedoel as jy op 'n publieke platform is vir die hele wêreld en die ou wat jou mee onderhoud doen laster en hy laster Christus se naam en jy sit net daar en jy het niks te sê daaroor nie. Dis vir my 'n probleem. Jy weet, dit laat my dink, as jy nou meer daar vir die aandag en dat klomp mense vir jou sien, of as jy regtig so betrokke in die woord van God. En ek het gesê hoe lelik met Joe Rogan te wees. Ek het net vir hom gesê, luister die Joe, besef jy wat jy sê, besef jy maak 'n bespotting van die enigste lewendige God, en ek het mense wat hierdie gaan kyk, wat ek wil hê nie moet hoor hoe jy die Here belaster. En ook het hy gevloek op hy Flagrant podcast, om nou half in te pas by hulle. Julle kan dit self gaan kyk. Dit was nou nie so erge, verskriklike vloekery nie, maar nog steeds dink ek, dit was vir my bietjie ongelukkig. So hy is verseker nie wat jy sal noem 'n fundamentalist nie. Hy is 'n new evangelical. Hy is 'n ou wat sal hy het ook onlangs vir Sadie Robertson, 'n vroue pastoor, goedgekeur en gesê geluister na haar program gehad. Wat net dit maak dat hy val van Cinema ST na ook hier by die B-manne. Dat is vir Benny Hinn. Nou as jy nie vir Benny Hinn ken nie, hy is die poster child van false teachings. Hy mislei mense. Hy is nie, dink ek, wedergebore nie. Wat hierdie ou gedoen het, nê, is hy sal sê, betaal vir ons geld, dan gaan ek vir jou bid en jy gaan genees word. So jy het arm mense van Afrika wat baie gullible is vir hierdie tipe goeders. Dan gebruik hulle nie daai geld dat hulle kinders na 'n hospitaal toe kan gaan en gesond word nie, maar betaal dit vir Benny Hinn en ons baie van daai kinders oorlede. So jy kan 'n bietjie gaan kyk, Justin Peters het video's daaroor gedoen en dis net shocking. Soos ek bedoel, elke teaching wat hy gee omtrent is 'n false teaching en sy hele ministry is 'n misleiding en jy moet so ver as moontlik van dit af wegbly. Hierso is vir Zander Strydom. Nou ek gaan vir julle self speel hierso wat Zander Strydom sê en dan kan julle kyk
of julle saamstem met waar ek kom sit. And he cried out, my God, why have you forsaken me?" As a prophetic manifestation. Because God was going to forsake flesh. It is done. That very moment, it split. And Christ Jesus went into Sheol, into the realm of the dead, to conquer death. Jesus hung on the cross like this. Jesus was no longer a part of Christ. Do you understand what I'm saying? Jesus preached that there is no triune God. There is one God. Okay, now this is important. Why? Because if you can fathom the fact, the truth, that there is one God, then you will fathom there's one heaven. And if there's one heaven, and you start to come to think of this, then there's one plan, one dream, one way, there's one voice. Okay, so daar hoor jy dit van sy eie mond af. Hy glo nie in die drie-eenheid van God nie. Hy sê Christus het dit nie geleer nie, wat net 'n absolute misleiding is. Dit is glad nie wat die Bybel sê nie. So, ek bedoel, dit is 'n totaal en alle valslering. As jy ook gaan hoor, hy glo in iets wat jy basies sal noem Christ consciousness. So, as jy dit begin bestudeer, is 'n okkultiese siening van wie Christus is. Dis basies dat Christus net daar is om jou hierdie perfekte lewe te gee. En ek bedoel, daai mense het, klop mense in daai bediening, het soos hulle hele besighede en als oorgegee aan die kerk, wat net malligheid is. Hoe doen julle mense sulke goeie? Soos eerlik, ek wil jou jammer kry, maar aan die ander kant dink ek ook, ons het almal daar 'n bietjie savvy. Maar laat letterlik, daar's 'n hele reeks op DStv oor hierdie ding. En jy sal sien, dit is soos 'n kult. Dis soos hulle hele ding wat hulle ran is niks minder as 'n kult nie. En mense het hulle besighede oorgeteken en daai ouens het dit oorgevat, die kerk het dit oorgevat en 'n gemors gemaak van daai besighede. En daai goeders was ten gronde op die einde van die dag. So hierdie ou moet julle vermy soos die plaag. Hierdie ou het nie idee wat die Bybel sê nie. Hy's besig om die Bybel te gebruik om mense te mislei. Hy's ook geskei, 'n nuwe vrou getrou, so hy's ook gediskwalifiseer van die bediening. En julle kan daai video van hom gaan kyk, maar hy's 'n valse leraar in elke sin van die woord. 'n ketter, hy's meer as 'n valse leraar. Jy moet hom totaal en al vermy. Maar ja, daai hele Christ in me movement, as jy in daai ding is, moet jy wegkom so vinnig as wat jy kan. Daai's hulle bevorder 'n okkultiese siening van Christus. Maar net as jy nog struggle met hierdie konsep van die drie-eenheid, die Bybel leer dit, daar's baie plekke om na te gaan met dit, maar Johannes 5:22 sê, "For the Father judgeth no man, but they have committed all judgment unto the Son." Okay, so duidelik. Wie doen die oordeel? Die Seun. Nie God nie, die Seun. Nou, as jy daai vers vat, en jy gaan vergelyk dit met Openbaring 22. So, altyd as iemand die drie-eenheid van God aanvat, ek sal hierdie is die eenvoudigste manier om vir mense dit te wys. Daar's baie ander maniere ook, maar dan as jy gaan met die wete van Johannes 5:22 en jy gaan na Openbaring 22 vers 12. "And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be." So hierso sê Christus, hy gaan kom, en hy gaan vir elke man gee. Wie gaan die oordeel doen? Wie gaan die rewards gee? Ons het nou net gelees in Johannes 5:22 is net Christus, en dan sê hy hierso, "And I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be." So hierso sien ons, hierso is die persoon wat die oordeel bring. En wie is daai persoon? "I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last." Presies die woorde wat gebruik word vir God. So, daar's nie, enige ou wat vir jou sê, die drie-eenheid is nie waar nie, die Bybel leer dit nie, daar's soveel, hierdie is die maklikste, daar's klomp maniere hoe ek dit nog vir julle kan wys, maar net hierdie een is klaar goed genoeg, nog niemand kon dit refute nie, nog niemand kon sê hoekom is dit nie waar nie, en ek bedoel, hierdie ou is duidelik mislei, Zander is mislei, hy's besig om ander mense te mislei, en jy moet van hom al wegbly, so hy kry natuurlik die vetste F wat jy kan kry, hy is 'n valse leraar en bly weg. Dan Dani Botha, al was ek nie daar nie, so, Dani Botha het, as julle nie weet daarvan nie, het hy 'n wegraping prediction gemaak, wat enige ou wat 'n wegraping prediction maak, sal nooit bo D wees, ooit nie. Dit het natuurlik misluk, soos elke wegraping prediction misluk, want die Bybel sê ons moenie dit doen nie. En hy het maar net aangegaan, hy het nie te veel gedink daaroor nie. Hy het jammer gesê, kom ons gee dit vir hom, maar hy het net aangegaan sy bediening, en hy is gediskwalifiseer van die bediening. Ek bedoel, wat julle moet verstaan, wat Dani Botha ook gesê het, hy het gesê, God het vir hom gesê, hy kom terug op hierdie dag. So hy het woorde in God se mond gesê, wat vals is, waar hy gejok het, en dit is diskwalifiserend. In die Ou Testament moes jy gestenig geword het, as jy dit gedoen het. So vir my, vir Dani Botha, hy is nie 'n leraar wat ons kan volg nie. Dan Mark Driscoll, die slegte ding is, Mark Driscoll het ook hierdie manlike
aggressiewe manier van preke, goeie waarvan ek hou, maar Mark Driscoll het verskriklik droog gemaak. As jy gaan kyk, daar's 'n hele podcast online, The Rise and Fall of Margiel. Hy het 'n kerk opgebou na omtrent, wat was dit? 15,000 lede en dit het oornag gesink tot in die vloer van hoe hy ouens gemismanage het en hoe hy aggressief was met mense en die punt is hy het nooit reg gemaak met daai mense. Hy het mense seer gemaak en hy het net oorkant hy het van Seattle af getrek van Amerika en net daar aangegaan met sy bediening asof niks mekeer nie, sonder om reg te maak wat hy verkeerd gedoen het. So Mark Driscoll dink ek nie is gekwalifiseer vir bediening nie, al is sy manier van lering gee en so goed. En dan Vlad Shevchik, hierdie ou is 'n ondersteuner van Benny Hinn. Ek sal vir julle gou hierso, ek gaan gou vir julle hierso speel wat hy sê, dat julle net self uit sy woorde kan hoor. Make it a disclaimer. There is really not one precedent in the scripture where you can deliver yourself from a demon. What we do see in the Bible when it comes to deliverance is it's a command and assignment to Jesus' followers to do deliverance on other people. Cast demons out. Well, if the Bible doesn't teach it, then why are you? We're told in 1 Corinthians 4:6 not to go beyond what's written. And that's exactly what he's doing if it's not in the Bible. And he just adds insult to injury by saying this as well. It's more of extra-biblical, not anti-biblical. Well, if it's extra-biblical, then you're adding to... Ja, so hy het hierdie hele siening, hy is in hierdie bevrydingsbediening in, soos om demone by mense uit te dryf en so. Nou kom ek sê vir julle net eers so, geen Christen kan 'n demoon hê nie. Okay, as jy gevul is met die Heilige Gees, dan die Heilige Gees gaan nie jou liggaam deel met enigiemand anders nie. Ons moet dit verstaan. So hierdie idee van jy moet net 'n demoon by jou uitdryf, dan gaan jy ontslaa raak van sê nou maar jou alkoholisme, of ons moet die demoon van pornografie by jou uitdryf, of die demoon van homoseksualiteit of sulke goeters. 'n Wedergebore Christen kan nie 'n demoon hê nie. Kan nie beset word deur 'n demoon nie, kan nie oorgeneem word deur 'n demoon nie. Daar kan 'n demoon jou nog aanval van buite af, ja, ek is 100% saam met jou met dit. Maar wat hierdie ouens doen, hulle bou 'n bediening op hierdie hele konsep van hulle dryf demone uit en uit Christene ook. So ek vra enigiemand, wys vir my enige karakter in die Bybel wat soos wedergebore was, wat 'n Christen is en 'n demoon het. Soos jy sal dit nie kry nie. Dit is net nie in die Bybel nie. Nou is daar demone wat in mense is vandag 100%. En wat ons moet doen is, ons moet vir hulle evangelie gee, ons moet vir hulle evangelie preek, Jesus Christus, en wanneer hulle gevul is met die Heilige Gees, sal hy demoon uitgaan. Onthou, die Bybel sê, dat as jy 'n demoon uitdryf, dan gaan hy gaan kry 7 van sy maatjies en hy kom terug sterker. So as jy dit nie vul nie, as jy nie iemand vul met die Heilige Gees, met Christus nie, dan maak jy dit vir hulle slegter. So ons kan nie net demone uitdryf, soos wat hierdie ouens doen nie. Maar hierdie ou is ook 'n groot ondersteuner van Benny Hinn. So ek ken nie alles van sy goeie so goed nie. As julle sê, dit kan dalk wees dat hy F is, ek sal hom in 'n D sit, ek sal hom glad nie voorstel nie, maar ek weet nie presies wat sê hy oor die evangelie en al hierdie goeters nie, maar hy kan 'n deel vir F wees, maar die feit dat hy buite Bybelse goeters gebruik en dit op sy kanaal sit, is natuurlik 'n probleem, en daarom dink ek, moet ons hom vermy. Maar vriende, hierdie is eintlik alles net gedoen om 'n gesprek te begin, sodat ek saam met julle kan sien in die kommentaar. Kom ek sê vir julle, baie van die kommentaar wat julle gelos het oor ouens, het my laat dink, ek kan hierdie ou skuif. Dit was nog nooit soos ek gaan 'n ou van S na F toe skuif. Dit het nog nooit gebeur nie, maar dalk iets soos van 'n D na C, hierdie tipe goeters, maar dis vir my lekker om te hoor wat julle te sê het oor hierdie, en kom daar in die kommentaar. Ek sê julle sien in die volgende een.